Goeiemôre, ons gaan vandag terugkoop van aandele deur 'n maatskappy doen teen 'n hoër prys as die gemiddelde prys waarteen die aandele uitgereik is. Cullinan Beperk is geregistreer met 'n gemagtigde aandelekapitaal van 2 miljoen gewone aandele. Dit is die maksimum aantal aandele wat hulle kan uitreik. Ons gebruik glad nie hierdie 2 miljoen aandele in enige berekeninge nie. Dit word slegs in die nota vir aandelekapitaal gebruik. Cullinan Beperk het op 1 Julie 2010 300.000 aandele uitgereik teen R5 elk. Dit beteken 300.000 maal 5 geef my 1,5 miljoen. En hulle het 200.000 gewone aandele uitgereik teen R6 elk. So 200.000 maal 6 geef my 1,2 miljoen. Die aandele is teen verskillende pryse uitgereik, daarom moet ons 'n gemiddelde prys bereken. Ons sal die totale bedrag 2,7 miljoen deel deur die totale hoeveelheid aandele wat alreeds uitgereik is, 500.000, en dit gee vir my 'n gemiddelde prys per aandeel as R5.40. Cullinan Beperk besluit op 30 Junie 2014 om 100.000 gewone aandele terug te koop teen R6.20 per aandeel. Die eerste ding waarna ons nou moet kyk is, die bedrag wat ons terugbetaal, is dit meer as die gemiddelde prys of is dit dieselfde as die gemiddelde prys? As dit meer as die gemiddelde prys is, moet die addisionele bedrag uit die behoue inkomste rekening uitgehaal word. Die behoue inkomste saldo die einde van die vorige jaar was 210.000. Wanneer aandele teruggekoop word, sal ons dus eerstens die gemiddelde uitreikingsprys van 'n gewone aandeel bepaal. Tweedens sal ons bepaal hoeveel aan die aandeelhouers uitbetaal sal word om hierdie aandele terug te koop. 100.000 gaan teruggekoop word teen R6.20. Dit beteken die geld wat benodig word is 620.000. Dan gaan ons kyk hoeveel van hierdie 620.000 kan ons uit die gewone aandele kapitaalrekening uithaal. Jy kan nooit meer aan die debietkant van die kapitaalrekening uithaal as wat jy oorspronklik aan die kredietkant ingesit is toe die aandele uitgereik is nie. So die gewone aandele kapitaalrekening sal dus gedebiteer word met die gemiddelde prys en nie met die totale bedrag wat terugbetaal word nie. 100.000 aandele, se gemiddelde prys is R5.40. Dit beteken die kapitaalrekening kan net met 540 verminder. Ons het 620.000 nodig. Die verskil tussen 620 en 540.000 is die bedrag wat uit behoue verdienste sal gehaal word. Dit beteken, die terugkoopprys is 620.000, die bedrag wat uit kapitaal gehaal word is 540.000, die surplus bedrag wat beteken wat hulle meer betaal as wat die gemiddelde prys is, 80 sent, sal uit behoue inkomste verhaal word. Die rede hoekom hulle dit uit behoue inkomste verhaal is, behoue inkomste behoort aan die aandeelhouers, dit is winste wat teruggehou is in die maatskappy. Dit beteken die aandeelhouers aan wie die geld terugbetaal word, is geregtig op die gedeelte van die wins wat hulle veronderstel was om te kry wat teruggehou is in die maatskappy. Die maatskappy het dus oor 'n aantal jare elke jaar wins teruggehou. 210.000 was in totaal teruggehou oor die afgelope aantal jare en dit is nie aan die aandeelhouers as dividende toegedeel nie. Wanneer die maatskappy sou besluit om hierdie aandele terug te koop, sal die maatskappy die aandeelhouers moet vergoed vir die behoue verdienste wat nie aan hulle toegeken was nie. Voltooi die inskrywing vir die vermindering van die gewone aandele kapitaal deur die kapitaalrekening te debiteer met 540.000, dit is die gemiddelde prys, en krediteer die bankrekening vir die geld wat uitbetaal is.
Die aantal aandele het dus nou verminder van 500.000 uitgereikte aandele tot 400.000 uitgereikte aandele. Die gewone aandele kapitaal het verminder van 2,7 miljoen tot 2,160. Voltooi die inskrywing vermindering van behoue aandele. Voltooi die inskrywing vir die vermindering van die behoue inkomste. Dit beteken behoue inkomste word gedebiteer met 80.000 en die bank word gekrediteer met 80.000. So ons gaan die bankrekening krediteer met die 80.000 en ons gaan die bankrekening krediteer met 540.000. Gewone aandele kapitaal sal verminder word met 540.000 en behoue inkomste sal verminder word met 80.000. In die notas in die finansiële state sal 'n aantekening gemaak word vir gewone aandele kapitaal, aangedui hoeveel is die gemagtigde aandele kapitaal wat mag uitgereik word, wat in hierdie geval 2 miljoen gemagtigde gewone aandele is. Dan gaan jy aandui hoeveel aandele was alreeds aan die begin van die jaar uitgereik, en dit was 500.000 wat kapitaal van 2,7 miljoen voorsien het. Gedurende hierdie jaar is 100.000 aandele teruggekoop en die bedrag wat ons hier gaan toon is die gemiddelde prys, nie die totale bedrag wat teruggekoop is nie. So die bedrag waarmee die kapitaalrekening verminder het was 540.000. In jou behoue inkomste aantekening sal jy wys dat die saldo aan die begin van die jaar was 210.000. Van hierdie geld is 80.000 gebruik vir die terugkoop van gewone aandele. Dit is die surplusprys bo kan die gemiddelde prys.